Goeiedag en welkom by hierdie Goeie Vrydag erediens. In die donkerte van hierdie dag kom God die Vader en gee vir u die Seun. Hy wat self beloof het dat hy met ons sal wees tot in die volëinding van die tyd. Vrede vir julle. Amen. Ons het gister afgesluit deur bietjie selfondersoek te doen. Ons het vir onsself gevra, sou ek ook weghardloop? Hardloop ek nou weg van my verantwoordelikheid as 'n Christen? Toe die mense vir Jesus gevangenis geneem het, het die disippels weggehardloop. Hulle was almal bang. Hulle het gesê dat hulle wel by Jesus sal bly en by hom sal staan, maar toe dinge begin erg raak, toe hardloop hulle weg. Ons het vir onsself gevra, staan ek by Jesus en staan ek sterk in my geloof? Verloon ek ook vir Jesus soos Petrus en die ander disippels? Nadat Jesus sy disippels beloof het dat hulle hom nooit sal verloon nie, en dat hulle almal altyd bereid is om vir of saam met hom te sterf, het hulle almal weggehardloop toe Jesus in hegtenis geneem is. Kom ons lees wat verder gebeur het in Matteus 27. Die môre vroeg al het die priesterhoofde en die familiehoofde van die volk die besluit geneem om Jesus dood te maak. Hulle het hom geboei en hom toe weggebring en aan Pilatus die goewerneur uitgelewer. Toe Judas die verraaier sien dat Jesus tot die dood veroordeel is, het hy spyt gekry. Hy het die 30 silwermuntstukke teruggebring aan die priesterhoofde en die familiehoofde toe en vir hulle gesê, ek het gesondig, ek het 'n onskuldige man verraai. Maar hulle antwoord, wat het ons daarmee te doen? Dit is jou saak. Judas het toe die geld in die tempel ingegooi, weggeloop en homself gaan ophang. Die priesterhoofde het die geld opgetel en gesê, dit is nie geoorloof om dit in die tempelfonds te stort nie, want dit is bloedgeld. Hulle het besluit toe om daarmee die grond van die pottebakker te koop as 'n begrafplaas vir vreemdelinge. Daardie stuk grond word tot vandag toe nog bloedgrond genoem. Toe is die woord vervul wat die Here deur die profeet Jeremia gesê het, en hulle het die 30 silwermuntstukke geneem, dit is die prys wat die Israeliete ooreengekom het, om vir hom te betaal. En hulle het dit uitbetaal vir die grond van die pottebakker. So het die Here dit aan my opgedra. Jesus is voor die goewerneur gebring en die het hom gevra, is jy die koning van die Jode? Jesus antwoord, dit is soos hy sê. Op die beskuldigings van die priesterhoofde en die familiehoofde het hy niks geantwoord nie. Toe sê Pilatus vir hom, hoor jy nie waarvan hulle jou alles beskuldig nie? Maar Jesus het hom op geen enkele woord 'n antwoord gegee nie, sodat die goewerneur baie verbaas was. Die goewerneur het die gewoonte gehad om elke Paasfees vir die mense een gevangene van hulle eie keuse los te laat. In daardie tyd was daar 'n berugte gevangene met die naam Jesus Barabbas. Aangesien die mense tog by mekaar was, het Pilatus hulle gevra, wie wil julle hê moet ek vir julle loslaat? Jesus Barabbas of Jesus wat Christus genoem word? Hy het geweet dat die priesterhoofde hom uit afguns uitgelewer het. Terwyl Pilatus op die regbank sit, het sy vrou vir hom 'n boodskap gestuur, moet tog niks met daardie onskuldige man te doen hê nie, want ek het vannag 'n vreeslike droom oor hom gehad. Intussen het die priesterhoofde en die familiehoofde die mense oorgehaal om vir Barabbas vrylating te vra en vir Jesus die dood. Die goewerneur vra hulle toe, watter een van die twee wil julle hê, moet ek vir julle loslaat? Barabbas, antwoord hulle. Pilatus sê vir hulle, wat moet ek dan doen met Jesus wat Christus genoem word? Kruisig hom, skreeu hulle almal. Hy vra, watter kwaad het hy dan gedoen? Maar hulle skreeu nog harder, kruisig hom! Toe Pilatus sien dit help niks nie, en dat daar eerder 'n oproer kom, het hy water gevat en voor die skare sy hande gewas en gesê, ek is onskuldig aan die bloed van hierdie man, dit is julle verantwoordelikheid.
Toe antwoord die hele volk: laat die skuld vir sy bloed op ons en ons kinders rus. Pilatus het Barabbas toe vir hulle losgelaat, maar Jesus het hy laat gesel en hom oorgelewer om gekruisig te word. Daarna vat die soldate van die gouverneur vir Jesus in die amptswoning in en bring die hele leerafdeling rondom hom bymekaar. Hulle trek toe sy klere uit en gooi hom 'n persmantel om. Hulle vleg 'n doringkroon en sit dit op sy kop en gee hom 'n stok in sy regterhand. Toe bespot hulle hom deur voor hom te buig en te sê: ons groet u, koning van die Jode. Hulle het op hom gespoeg en die stok gevat en hom oor die kop geslaan. Nadat hulle hom klaar bespot het, het hulle die mantel uitgetrek en weer sy eie klere vir hom aangetrek. Toe lei hulle hom weg om hom te kruisig. Toe hulle uitgaan, kry hulle 'n man van Sirene met die naam Simon en hulle het hom gekommandeer om Jesus se kruis te dra. Hulle kom toe by 'n plek wat Golgotha genoem word. Dit beteken kobbeenplek. Daar het hulle hom 'n mengsel van wyn en gal gegee om te drink, maar toe hy dit proe, wou hy dit nie drink nie. Hulle het hom gekruisig en sy klere verdeel deur te loot. Daarna het hulle gaan sit en by hom wag gehou. Bo aan sy kop het hulle die aanklag teen hom in skrif aangegee: dit is Jesus, die koning van die Jode. Saam met hom het hulle ook 2 rowers gekruisig, een regs en die ander een links van hom. Die mense wat daar verbygeloop het Jesus gelaster. Hulle het die kop geskit en gesê: jy wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, red jouself as jy die seun van God is en kom van die kruis af. Net so het die priesterhoofde saam met die skrifgeleerdes en die familiehoofde ook gespot en gesê: ander het hy gered, maar homself kan hy nie red nie. Hy is mos die koning van Israel. Laat hy nou van die kruis afkom en ons sal in hom glo. Hy het op God vertrou. Laat God hom nou red, as hy dan behaag in hom het. Hy het immers gesê hy is die seun van God. Op dieselfde manier het die rowers wat saam met hom gekruisig is hom ook beledig. Van 12 uur af het daar duisternis oor die hele land gekom en dit het tot 3 uur geduur. Teen 3 uur het Jesus hard uitgeroep: Eli, Eli, lema sabachthani. Dit is: my God, waarom het U my verlaat? Party van die wat daar gestaan het dit gehoor en gesê: hy roep vir Elia. Een van hulle hardloop toe gou, vat 'n spons en maak dit vol suurwyn en hou dit op 'n stok vir hom om te drink. Maar die ander sê: wag, laat ons kyk of Elia hom kom red. Jesus het weer hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. Op daardie oomblik het die voorhangsel van die tempel van bo tot onder middeldeur geskeur. Die hele aarde het geskit en die rotse het uitmekaar gebars. Grafte het oopgegaan en baie gelowiges wat dood was, is opgewek en hulle het uit hulle grafte uitgegaan. Na Jesus se opstanding het hulle in die heilige stad gekom, waar hulle aan baie mense verskyn het. Toe die offisier en die soldate wat saam met hom vir Jesus bewaak het, die aardbewing sien en die dinge wat gebeur, het hulle baie bang geword en gesê: hierdie man was werklik die seun van God. Daar was ook baie vroue wat op 'n afstand gestaan en kyk het. Dit is hulle wat vir Jesus van Galilea afgevolg en vir hom gesorg het. Onder hulle was Maria Magdalena, Maria die moeder van Jakobus en Josef en die moeder van die seuns van Zebedeus. Laat die middag het daar 'n ryk man aangekom. Dit was Josef van Arimatea, wat self ook 'n volgeling van Jesus was. Hy het na Pilatus toe gegaan en die liggaam van Jesus gevra, en Pilatus het beveel dat dit vir hom gegee moet word. Josef het die liggaam geneem en dit in skoon linne toegedraai en dit daarna neergelê in sy eie nuwe graf wat hy in die rots uitgekap het. Hy het 'n groot klip voor die ingang van die graf gerol en weggegaan. Maria Magdalena en die ander Maria was ook daar en het reg voor die graf gesit. Die volgende dag, die dag na die Vrydag, het die priesterhoofde en die fariseërs by Pilatus gekom en vir hom gesê: meneer, ons onthou dat toe daardie bedrieger nog geleef het, het hy gesê: na 3 dae sal ek uit die dood opgewek word. Gee dan bevel dat die graf 3 dae veilig bewaak word, sodat sy disippels hom nie dalk kom steel en vir die mense vertel, hy is uit die dood opgewek nie. Dan sal die tweede bedrog erger wees as die eerste. Pilatus antwoord hulle:
hier is vir julle 'n wag, gaan beveilig die graf so goed as julle kan. Hulle het toe gegaan en die graf beveilig, deur die klip te verseël en die wag daar te laat bly. Ek kan myself net indink. Daar was die disippels besig om weg te kruip, nadat hulle soos 'n klomp lafaards weggehardloop het. Hoe het die gesprekke moontlik daar in daai geselskap geklink? Dalk het hulle gesê, wat 'n donker dag. Ek het gedink gister was erg, maar vandag is erger. Wat het ons gedoen? Kyk wat het ons gedoen. Jesus is dood. Hoe kon hy ons verlaat? Hy het gesê hy sal altyd by ons bly. Dis sy skuld. Nou is ons ook in die moeilikheid. Nee. Kom ons wees eerlik met onsself. Jesus was onskuldig. Ons moes hom help. Ons moes by hom gebly het. Ons het nie. Dit help nie ons wil nou begin vingerwys nie. Dit is ons almal se skuld, dat hy aan 'n kruis moes sterf. Dis ons skuld. Vandag voel ons ook so, saam met die eerste disippels. Ons besef ook hoe dit ons elkeen se toedoen is, dat Jesus aan 'n kruis vasgespijker moes word. Ons sondes, ons skuld. Maar ons onthou ook dat Jesus dit vir ons gedoen het. Want soveel soos wat die mensdom al probeer het in die geskiedenis, en soveel soos wat ons ook al wil probeer, kan ons onsself nie red nie. Ons onthou dan ook dat die nagmaal 'n verbondsmaaltyd is, 'n verbond wat met Jesus se eie liggaam en bloed beseël is. Dat ons die nagmaal kan gebruik om te onthou wat Jesus vir elkeen van ons gedoen het. Ons onthou dat Jesus vir ons die nagmaal gee as 'n waarborg. 'n Waarborg dat ons 100% met God versoen word en ons sondes vergewe word. Ons onthou dat deur die nagmaal te vier, ons gemeenskap met die lewende Here en met mekaar het. Selfs al vier ons dit vandag dalk moontlik honderde kilometers van mekaar af. Ons onthou ook dat die nagmaal ons herinner dat Sondag kom en dat Jesus weer kom. Ons is daarom bly. Selfs al is hierdie so 'n slegte dag, is ons bly en deel ons in die fees wat die Lam vir ons voorberei het. Daarvoor is ons dankbaar. En ons is dankbaar dat ons wel Christene genoem mag word. Al doen ons nie altyd sy naam, die naam van Jesus Christus, gestand nie. Ons is dankbaar om deel te wees van God se huis. Daarom, as ons vandag die nagmaal gebruik en die nagmaal vier, moet ons baie ernstig hieroor nadink, voordat ons die nagmaal gebruik. Want, volgens Paulus in 1 Korintiërs 11 vers 27 tot 29, elkeen wat op 'n ongepaste wyse van die brood eet of uit die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan sonde teen die liggaam en die bloed van die Here. Maar elkeen moet eers homself of haarself ondersoek, voor hy van die brood eet en uit die beker drink. Want hy wat eet en drink sonder om te besef dat dit die liggaam van die Here is, bring daardeur 'n oordeel oor homself. Terwyl ons dan nou so onsself ondersoek,
en dalk nadink oor ons sondes, oor die manier wat ons dalk ook vir Jesus verloon, oor die manier wat ons ook weghardloop baie keer van hom af, weghardloop van ons probleme af. En wanneer ons dink oor ons eie lewens, wat eintlik maar niks beteken sonder Jesus nie, het ons die geleentheid om dit nou te bely en te vra vir vergifnis. Skuldig voor U, Heer, voor U, my Vader, wat regeer. Ek is nederig in my hart, en my siel is so verward, en my lewe is vuil voor U troon. Heer, kom maak my vry van die sondelas, kom na my om dit skoon te was, want ek wil weer vlekloos voor U staan. Die wyn en die brood wat ek nou neem, is 'n teken van vergifnis en van seën. Al die liefde binne my, kom en borrel in my vry, en die oorsaak is die Gees wat in my bly. O Heer, vergewe my. O Heer, kom maak my vry van die sondelas, kom na my om dit skoon te was, want ek wou weer vlekloos voor U staan. Vergewe my. O Heer, kom maak my vry van die sondelas, kom na my om dit skoon te was. Vergewe my. O Heer, vergewe my. O Heer, kom maak my vry die sondelas, kom na my om dit skoon te was, want ek wou weer vlekloos voor U staan. Ja, ek wou weer vlekloos voor U staan. Wanneer ons dan verder dink en onthou ons ook Jesus se woorde, wat hy gisteraand nog gesê het, toe hy die nagmaal ingestel het. En terwyl hulle eet, het Jesus brood geneem en die seun gevra,
Daarna het hy dit gebreek en vir sy disippels gegee. Hy het die brood vir sy disippels gegee met die woorde: neem, eet, dit is my liggaam. Toe neem hy 'n beker, en nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee hy dit vir hulle, en sê: drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed waardeur die verbond beseël word, en wat vir baie vergiet word tot vergewing van sondes. Ek sê vir julle, van nou af sal ek nie weer van hierdie wyn drink nie, tot op die dag, wanneer ek weer saam met julle die nuwe wyn in die koninkryk van my Vader sal drink. Barmhartige God en Vader, ons loof en prys U, dat U uit genade U Seun aan ons geskenk het as middelaar, wat deur sy kruis en opstanding die straf op ons sonde gedra het, en so vir ons voedsel en drank van die ewige lewe geword het. Ons dank U, dat U aan ons die geloof skenk, waardeur ons in hierdie weldade kan deel. Ons dank U, dat ons opnuut deur hierdie nagmaal in ons geloof versterk is. Ons bid dat U deur die werking van die Heilige Gees, die gedagtenis aan ons Here Jesus Christus en die verkondiging van sy dood totdat hy kom, sal gebruik om ons daagliks te laat groei in die regte geloof en die innige gemeenskap met Christus. Ons bid dat U deur die werking van die Heilige Gees U goddelike doel met hierdie nagmaal sal bereik. Amen. Nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle uitgegaan Olyfberg toe. Aan die Vader verheerlik die Seun, vir liefde, genade, verlossing en steun, dat elkeen wat glo nie verlore mag gaan, maar ewig voor hom as verloste kan staan. Loof die Heer, sing gelowiges saam. Loof die Heer, prys sy heilige naam. Hy kom uit genade, ons sondes versoen, dat ons hom vrymoedig ons Vader kan noem. Ons lof, ons aanbidding, o Vader, ons lied, is nietige klanke deur kinders gebied. Toch sien U ons nood en verhoor ons gebed, oneindig die liefde wat U vir ons het. Loof die Heer, sing gelowiges saam. Loof die Heer, prys sy heilige naam. Hy kom uit genade, ons sondes versoen, dat ons hom vrymoedig ons Vader kan noem. Loof die Heer, sing gelowiges saam. Loof die Heer, prys sy heilige naam. Hy kom uit genade, ons sondes versoen, dat ons hom vrymoedig ons Vader kan noem. Ja, dit is nogal moeilik om die Here te loof in hierdie omstandighede, maar as ons al daardie dinge onthou, en as God sy doel met hierdie nagmaal bereik, besef ons dat dit inderdaad wel 'n goeie Vrydag is.
Ons is verlos. Ons is vry. Wees dankbaar. Ek lees vir ons Lied 377 verse 1, 2 en 3 as 'n gebed. So kom ons bid saam. O Lam van God, onskuldig, wat moedig en geduldig aan daardie kruishout ly, verdien dan nie my sonde die sla en die wonde? Ek weet, dit is vir my. O Lam van God, onskuldig, wat moedig en geduldig aan daardie kruishout ly, verdien dan nie my sonde die sla en die wonde? Ek weet, dit is vir my. Hier waar ek dankbaar nader, o middelaar by die Vader, prys ek u liefde groot. U gee my nuwe lewe, die nuwe ewige lewe, en sterf daarvoor die wrede dood. Amen. Besef jy dit? Jy het die nuwe lewe, die ewige lewe ontvang. En daarvoor het Jesus die wrede dood gesterf. Ons dank ons Here Jesus Christus daarvoor. Vandag dink ons aan die Here Jesus wat weet hoe dit voel om God verlate te wees. En ons is dankbaar dat ons nooit so hoef te voel nie. Daarom weet ons dat die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God dit alles bewys aan 'n houtkruis op Golgotha, en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. Amen. Oh, daar was 'n houtkruis. Ja, redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis. En daarom sal ek sing. Ek onthou vir Dawid voor die ark het hy gedans en juig na die kruis van Jesus. Hoe sal ons kan hande
vou en swai. Want daar was 'n hulpkruis, ja redder aan 'n hulpkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n hulpkruis, en daarom sal ek sing. Wie sal my kan stil maak? Wie sal my gitaar se snaar afbreek? Wie sal my kan doodmaak? As my voeten dans wil, los wil breek. Want daar was 'n hulpkruis, ja redder aan 'n hulpkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n hulpkruis, en daarom sal ek sing. Ek vra nie hoe jy voel nie, as gevoelens hoegenaamd besluite raak, dan was daar nooit die pyn nie. Toe die spykers deur die bloed, daar die hulpkruis kraak, want